Goeiemôre vriend, welkom by my kanaal. Ek is Maggie. Vanmôre het ek 'n vriend wat ons gaan meedeel van 'n interessante ondervinding wat sy in haar lewe ondervind het. So, om haar te respekteer, het ek besluit om dit faceless te doen, maar sy is meer as bereidwillig om haar storie met ons te deel. So, ek gaan haar kans gee om daarmee te begin. So, jy is welkom. Welkom vir jou besoek vanmôre en begin by die begin en vertel vir ons wat gebeur in jou lewe. Dankie Auntie Maggie. Ek sal begin by 2023. 2023 was ek gediagnoseer met endometriële kanker. Dit wil sê dit is die wand van my uterus, die wand van die baarmoeder. Ja. En dokter het besluit hy gaan 'n operasie doen. En omdat dit so gou gegaan, die operasie is gedoen en alles is oor en ons het vir die Here dankie gesê, maar wat ek vergeet het om te doen is om aan te hou dankie sê vir byvoorbeeld om te getuig aan mense wat die Here vir my gedoen het. Ja. Presies 'n jaar na dit kry ek 'n geweldige blaaspyn. Dit is nie 'n jaar nie, dit sê 10, 11 maande na die operasie. Ja. Dit was in Augustus 2024. Kry ek 'n geweldige blaaspyn. En ek besluit toe, ek gaan nou maar huisraadjies gebruik. Ek kom nou al van ek was tot by die Rastas, ek het daar gaan goedjies kry. Die krye, medisyne gemaak. Niks maak nie. En ek gebruik toe balsam Copiva. Ja. Nee, niksie, dis nou al 2 weke, niksie. En ek besluit nou dokter toe. En ek is dokter toe, en die dokter gee vir my toe 'n behandeling vir nog so 7 dae. Ja. Na 7 dae, die pyn is nog steeds daar. En ek voel net die lekker en dit gaan nou net aan en ek is terug dokter toe en ek sê vir die dokter, nee, hier moet iets fout wees. Ja. En dokter besluit toe, hy stuur my na 'n blaasspesialis toe, 'n uroloog, na 'n blaasspesialis toe. By die spesialis gekom, omdat ek 'n geskiedenis het van 'n operasie die vorige jaar, Ja. sê hy toe, mevrou, ek gaan vir jou onmiddellik stuur vir 'n scan en dan kom jy weer na my toe. Dit was die maandag. Ek moes die scan die Dinsdag kry en dan die Vrydag moes ek terug na hom toe. Vrydag is ek terug na hom toe. My seun is saam met my en ek sit by die dokter, maar soos ek nou maar is, Ja. het ek nou vir die Here gesê, Here, gaan U vooruit. Yes. Maar as dinge gebeur, dan dit is soos die Here dit mos nou vooruit vir ons beskik het. Ja. En ons sit daar, ek en my seun sit, en die dokter sê, mevrou, jammer om vir u te sê, maar die kanker is terug. Eerens het die kanker nou deur die wand van die baar gegaan, seker voor die operasie. Ja. En daar waar die baarmoeder nou was, is nou vir die 11 maande, want toe is dit nou nog nie 'n jaar nie. Ja. Het die kanker nou 'n uitgroeisel gemaak, 'n groeisel wat amper so groot soos 'n golfbolletjie is. En daai groeisel druk nou teen jou blaas en dit het die agterkant van jou blaas aangeraak. Jo. En dit wil nou sê die blaas is ook nou geïnfekteer. Ja, Dit het ja. ook nou kanker. Jo. En hy sê toe,
ek moet vir jou nou onmiddellik begin stuur na onkoloog toe, dit is nou die kankerafdeling. En ek en my seun, ek is so geskok, maar ek is yskoud en maar ek vra nou niks vir haar nie, niks nie. En ons is toe na die onkoloogafdeling toe. En kry toe daar 'n afspraak wanneer ons nou die onkoloog moet sien. Dit is nou die dokter wat spesialiseer in kanker in. Ons moet nou, dit is toe oor 'n week. En oor 'n week is ek terug. Nee. Ek is toe huis toe, ek en my seun. En by die huis gekom, hy sê toe nou maar vir my dogter, en ek sê toe nou vir my dogter, jy moet nou maar vir my suster laat weet in die Kaap. En ja, ek sal verstaan, dit is 'n emosionele, dit is 'n emosionele pad wat jy geloop het, want ek en jy is nou al, kom nou al 'n geruime tyd saam, en jy het my ook in die eerste plek, met die uitslag van die toets, het jy vir my onmiddellike boodskap gestuur, en wat ons gedoen het, ons het die Here vertrou, en ons het in gebed gegaan, en die Here was so getrou, en hy het jou gebring tot waar jy nou is, maar deur al die toetse en goed wat jy gegaan het, het ons gister baie goeie nuus gehoor. So ek wil graag hê dat jy by gister se nuus moet uitkom om met ons mee te deel. Ja. Want dit is eintlik nou vir ons die belangrikste van alles. Ja. Nou, toe ek by die huis kom, ek moet daai stukkie vertel, toe sê ek stil. Ek het niemand laat weet nie, ek kon nie, my brein was net, het lyk ek was breindood en ek kon nie eens met die Here praat en so nie. En toe ek begin bykom, toe sê ek net, Here, op hierdie journey gaan ek nie, as U nie saam met my gaan nie. Amen. En ek het die Bybel oopgemaak en ek blaai die Bybel en ek kom by Exodus 14, vers 14 wat sê, wees stil, ek veg vir jou, ek die Here veg vir jou. Wonderlik. En so die Here het vir my geveg. Die volgende oggend eers het ek my mense begin laat weet op wat ek nou is. En op behandeling gegaan, die dokter, toe ek by die dokter kom, het die dokter nou gesê, wanneer gaan die chemo begin? Ja. Die chemo het begin, mense, die Here het my gevrywaar van al die neeweffekte wat daar was, wat by chemo is. Kyk, chemo is 'n giftige ding. Chemo is, toe ek hoor ek moet chemo kry, dink ek, gif. Maar die gif wat in my liggaam gegaan het, ek prys die Here het gemaak dat die gif vir my gesond maak. En ek het nooit naait braken, ek het nooit uitgepraat nie. Ek was net baie moeg. Veral die 3de dag was ek so uit soos 'n kers. Baie moeg. Maar die 4de dag, dan is ek weer op, dan kan ek weer beweeg in die huis en dan gaan ek maar weer aan. Ek het 6 sessies chemo gehad. En dit was elke 3de week vir 6 maande. Daarna, toe besluit die dokter, nou gaan sy vir my op 'n bestraling sit. Bestraling, 28 sessies, dit wil sê is 28 dae, dit was Maart 25, Maart hierdie jaar. Toe gaan ek vir bestraling, hy eerste dag van bestraling, of 'n paar dae voor, was ek so bang. Ek was so bevrees vir bestraling. Ek sê toe vir die dokter, toe sê die dokter, nee, the treatment is not complete without radiation. So ek moet dit nou vat. En hy eerste dag, my kleinkind is toe saam met my, sy het elke dag saam met my, Nikita het elke dag saam met my gegaan. Hy eerste dag kom ek by die bestraling afdeling.
Ek huil. En die vroukie, die radioloog kom haal my en sy sê, mevrou, moenie huil nie, niks aan gebeur nie. En ek weet nie wat het ek gedink nie, ek het net gedink, Ja. ek gaan brand of iets. Dit is 'n onsekere Is 'n onsekere ding. Ja. En ek is in en ek kom in die donker kamer. En 'n massiewe masjien is voor my. Ek sien die masjien staan. En ek is nou so klein en kort en teen die masjien. Maar onmiddellik dink ek, nee man, wyk Satan. Ja. Die masjien laat my nou dink aan Dawid en Goliat. Hier staan ek nou voor Goliat. Nog nooit, jy gaan my nie weer nie. Op die tafel en ek is op die tafel, ek lê op die tafel. En die masjien begin dwal, stoot my in, masjien begin en ek hoor net soos die masjien oor my weg. Ja. En ek het net my oë toegemaak, ek begin sing, I surrender. En ek sing. Na 'n tydjie, sê 10 minute, want ek moes vir elke dag vir 10 minute gegaan het. Terwyl ek alleen hoor ek net, toe ek so sing, ek hoor hoe sê die Here, moenie bevrees wees nie. Ja. Moenie bang wees nie. Sjoe. Moenie bekommerd wees nie, ek is by jou. Ek wil jou help. Ek gaan jou help met my reddende regterhand. Die Here wat En hulle maak my raak aan my. Ek dink toe, dit vir my gevoel asof ek in die hemel is. Jo. En ek het daai dag, ek was baie naby aan die Here. Ek was nog nooit daar.